ek my lighter vergeet. Is daar iemand wat 'n lighter het? So expose ons die rokers, né? Ja. Vandag is die 4de Sondag. Nou, elke Sondag steek ons 'n kers aan. Dit was 2 blou kersse vir hoop en vrede. Die pink kers was vir laas Sondag wat vreugde is. En vandag steek ons die 4de een aan. En die tema vandag is liefde. So ons gaan 'n bietjie praat oor liefde. Ek sal maar na die tyd vir jou gee. Ek het vergeet, moet ek hom nou bring? Jy gaan hom darm nie nodig hê binnekort nie. Nou voor ons begin, wil ek jou gou 'n vraag vra. As die kanale hier in die skema ophou vloei, wat word van die skema? Skema is die kanale. So as die kanale ophou, dan gaan die skema ook nie bestaan nie, nee. Maar as dit klaar is dit klaar. Okay, so basies die kanale is die lewensaar van die gemeenskap. Nee, sonder dit kan die gemeenskap nie aangaan nie. Of ten minste die boerery in die gemeenskap gaan nie aangaan of baie swaar kry. Hou dit nou in gedagte wanneer ons nou vanoggend praat oor die liefde, terwyl ons hier so bymekaar sit. Wil ek jou vra om stil te word en as jy wil kan jy na die kersse hier voor kyk, jou aandag op die kersse fokus. Maar raak bewus van God se teenwoordigheid. Vergeet vir 'n oomblik van Sondagmiddagete en alles wat jy wil doen en moet doen. En ons fokus ons gedagtes op die Here. Sefanja 3 sê, moenie bang wees in Sion. Moenie jou hande moedeloos laat hang nie, want die Here jou God is by jou. Hy is die krygsman wat jou red. Hy is vol vreugde oor jou en hy is stil tevrede in sy liefde vir jou. Wanneer hy aan jou dink, juig en jubel hy. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader, hy wat jou skepper is, wat jou ongelooflik liefhet. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, sy Seun, wat mens geword het, onder ons kom woon het, om vir ons te wys wie God is, en in die naam van die Heilige Gees, ons Heer en lewendmaker, wat ons kom leer wat die liefde van God is. Ontvang vanoggend sy vrede, sy liefde en sy genade. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam, ons gaan sommer 2 liedjies direk na mekaar sing. Ons sing heel eerste God is liefde en direk daarna gaan ons sing Al was ek nie daar nie. Ons sing Al was ek nie daar nie, sommer as 'n geloofsbelijdenis waar ons bely, al was ons nie daar nie, ons weet dit is waar dat Jesus God is wat mens geword het en uiteindelik ook vir ons in die kruis gesterf het. Kom ons sing saam, ons verheerlik die Here. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Almagtige God, ons hemelse Vader, ons dankie dat ons vanoggend hier bymekaar kan wees en dat ons so in die feesseisoen bewus kan wees van die liefde, van die teenwoordigheid en van die genade. Soos wat ons nou gesing het, al was ons nie daar nie, weet ons dat dit so is. Ons weet dat U die lewende God is. 'n God is wat ons so liefhet dat U Seun gestuur het om vir ons te kom wys wie U is. Mag ons vanoggend soos ons U woord hoor, hierdie boodskap hoor, mag ons sensitief wees vir U en vir die werking van die Gees. Mag ons toelaat dat U in ons harte werk en ons gedagtes verander, dat ons lewens U kan verheerlik. Ons dankie vir die voorreg om U te kan dien en om so saam te kan sing. Mag ons altyd U lof besing en U naam verheerlik. Amen. Julle sal saamstem dat 'n backtrack is nou nie soos die voorsangers hiervoor nie, nee. Die voorsangers is
Dis regtig waar baie goed met Annetjie. Junior, dankie. Ek weet nie wat daar fout gegaan met PowerPoint nie, maar die tipe dinge gebeur maar met die elektroniese goed. Maar dit gaan daarom ook nie daaroor nie. Dit gaan oor God en dit gaan oor sy teenwoordigheid vanoggend. Nou vanoggend lees ons uit 1 Johannes 4 vers 7 tot 10 en die opskrif daar is die lewe en die liefde van God. 1 Johannes 4 vers 7, eintlik gaan ek lees tot by vers 11, vers 7 tot vers 11. 1 Johannes 4 vers 7 tot vers 11. Ons begin daar by vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Wie nie liefhet nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Ek het in die week daai video wat ek vir julle aangestuur het ek gesê van Skalk, toe ek hom gevra het oor liefde, nou van hulle nou klein seentjies was, eintlik met Skalk al nog voor Carlo gebore is, want ek Skalk altyd so gevat, dan vat ek hom so uit die wange aan, kyk ek hom in die oë en sê ek vir hom, Skalk, ek is lief vir jou. Maxie sê ook altyd, ons maak 'n punt daarvan om vir die kinders te sê, ons is lief vir hulle. En dan Skalk net so, as jy vir hom dit sê, dan maak hy net so en sê, dan gaat hy aan. Carlo, as jy dit nou vir hom sê, dan kyk hy so en sê, ja! En dan slaat hy sommer so. Nou as hy verskyk smile, hulle weet, dit is waar. Tussen die twee. Maar wat die gevolg is, soos wat hulle nou groter word, nou sal hulle sommer so self sê, ons is lief vir jou. En die week toe roep ek nou vir Skalk, en nou sit hy daar op die bank, ek sê vir hom, Skalk, wat beteken dit, as ek sê ek is lief vir jou? Hy sê, ek is jou seentjie. Ek sê, ja, maar wat beteken dit? En nou sit hy so, hy sê, papa, ek weet nie hoe om te sê nie. En nou as ek vir jou vra, wat beteken dit om lief te wees vir iemand, as jy dit nou in woorde moet verduidelik, is dit maklik. Bietjie abstrakt, nee. Jy kan sê hoe jy liefde ervaar, jy kan sê hoe jy liefde toon, maar wat is liefde? Dit is nou meer so maklik om te sê wat liefde is nie, nee. Maar as ek by die huis kom, as hulle hoor hier kom ek, dan hoor ek daarbo, skree hulle altyd, papa! Nou hardloop hulle toe ek nou hier aankom, ek weet nie, daar was mense daar buite gewees, hulle hardloop so in jou in, nee, hulle is net by jou wees. Nou, julle wat nou kleiner kindertjies het, ek weet of julle, ek dink Carla, julle kinders is dalk net te oud al, julle eindig mee in die nag by hulle in die bed op, nee. Soms, okay. Nou ons doen nou nogal redelik, ons maak nou beurte, een nag gaan Maxie en een nag gaan ek, en party nagte dan is dit nou okay, maar partykeer dan is dit nou elke nag. So lê ons nou by hulle. En nou in die week word ek wakker en Skalk soen my so op die kop. Ek word wakker en ek my oë so oop maak, kyk en my so, hy sê, papa, is jy okay? Ek sê vir hom, ja, is jy okay? Ja, en ons draai om en ons slaap verder, nee. En dit sê vir my iets van liefde. Nee, stem julle saam, nee. As ek nou dink aan liefde, dan is dit hoe ek hulle liefde ervaar. Nou, vandag by Advent 4, waar dit gaan oor liefde, dan praat ons oor God se liefde. Nou, hoe kan ek nou vir jou God se liefde verduidelik, as ek dit nie vir Skalk kan verduidelik nie? En dit is amper dieselfde, so moeilik as wat dit vir hom is, om vir my te sê wat liefde is, so moeilik is dit, om vir julle te sê wat God se liefde is. Maar Johannes, hy probeer so 'n bietjie. Nou, die hele brief van Johannes gaan oor liefde. En een van die goed wat hy baie duidelik maak, is dat God is liefde. Dit is daai liedjie wat ons nou in die begin gesing het ook, nee, God is liefde.
Dis nie 'n karaktereienskap van hom nie, dis nie iets wat hy doen nie, dis die wese van God, dis die aard van God. Hy kan nie iets anders wees as hierdie liefde nie. En al is dit vir ons hoe moeilik om liefde te verklaar, verander dit niks daarvan dat God liefde is nie. Nou ek sien 'n prentjie in die wat ek gegoogel het van Winnie the Pooh en Piglet. Nou sê die twee, nou sê Piglet vir Winnie, hy sê, hoe spel ek liefde? En julle het dit seker al gesien. Hoe spel ek liefde? En dan sê Winnie the Pooh vir hom, hy sê, nee man, liefde is nie iets wat jy spel nie, dis iets wat jy wys. Liefde is iets wat jy ervaar. Nou ek kan nou vir jou 'n foto soek, en ek kan 'n foto opsit. Nee, kom ons sê ek soek 'n foto liefde. Wat sien julle daar? Dis 'n hartjie. Dis so naby aan liefde as wat jy gaan kom. Is 'n prentjie van 'n hartjie, van een of ander manier. As ek 'n foto soek oor wind, en ek sit vir jou 'n foto op van wind, gaan hy 'n foto van wind wees? Of gaan dit 'n foto wees waar jy wind kan sien? Gaan dit 'n foto wees waar jy wind kan sien? Nou, jy gaan net die blare sien beweeg, of iets wat waai. Wind self kan jy nie sien nie. En dis amper dieselfde met liefde. Ons kan 'n simbool sien van liefde, maar liefde self kan ons nie in 'n prentjie vasvang nie. Anders as 'n simbool vir liefde. Nou omdat liefde so abstrakt is, het God konkreet sy liefde kom wys. Hoe het hy dit gewys? Hy het mens geword. Hy het onder ons kom woon, hy het vir ons kom wys hoe lyk dit om lief te wees. Nou Johannes, die hele brief van Johannes fokus baie op liefde, en die rede daarvoor is die gemeenskap waarvoor Johannes hierdie brief geskryf het. Nou julle weet nou maar, ons het dit al voorheen genoem, die vroeë kerk het baie keer bestaan, en die gemeente vir wie Johannes skryf, bestaan uit 'n klomp verskillende ouens wat van verskillende plekke van die wêreld afkom. Hulle kom hier bymekaar, en van hulle was Jode, en van hulle was Romeine en Grieke, en daai afgode gedien. Nou kom hulle tot bekering, en hulle begin nou saam aanbid in dieselfde gemeente, selfde geloofsgemeenskap. Maar die kultuur verskil, die taal verskil, die wêreldsbeskouing verskil. Nou ons weet, in Suid-Afrika waar daar baie kulture en tale en gebruike is, dis baie keer moeilik om ander ouens te kan verstaan, en ander maniere van doen te kan verstaan. Nou dink as jy dit nou alles in een gemeente gooi, nou raak die gemeente so 'n bietjie moeilik. Nou onder die mense is daar 'n klomp ouens wat gaan en hulle stuur so 'n bietjie. Hulle veroorsaak konflik, hulle veroorsaak oneenheid, en hulle kom met 'n klomp ander dinge wat hulle verkondig, dwaalleringe en verkeerdhede, en dit veroorsaak vir hierdie gemeente geweldige moeilikheid. En dis wat Johannes vir hulle skryf oor die liefde. So vergeet vir al hierdie goed wat jou verdeel, van al hierdie goed waaroor jy verskil, ons kom terug na een ding toe, en dit is die liefde van God. Die liefde van God is 'n baie belangrike ding om ook in die kerk sigbaar te wees. Wat het Jesus gesê in Johannes 16, Johannes 17? Hieraan sal julle geken word, hieraan sal mense weet dat julle my kinders is, my disippels is, julle liefde vir mekaar. En dis waarop Johannes nou fokus. Nou Johannes vat hierdie gedagte of konsep vat hy in 3 waarhede, kan ons maar sê vas, in hierdie brief wat hy skryf. In die eerste plek vra hy vir hulle, wie is God? God is liefde. Wat het hy gedoen? Hy het sy seun na die wêreld toe gestuur. Wat beteken dit vir ons? Dat ons mekaar sal lief hê, mekaar sal omgee. Waar begin Johannes? Hy praat in hierdie gedeelte, hy sê, hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. So, met liefde wat abstrakt is, met dit wat dit moeilik is om liefde te definieer of te verklaar anders as hoe dit my laat voel en wat ek ervaar, kom Johannes en hy sê, God het sy liefde openbaar op so 'n manier, of op hierdie manier, deur sy seun vir ons te gee. Paulus praat ook daarvan. Hy praat van God wat ons so lief het, wat toe hy in die hemel was, sy goddelikheid een kant toe geskuif het. Paulus sê, hy het hom leeg gemaak van wat dit is om God te wees
en mens geword, beteken hy het ons identiteit, ons vorm aangeneem, hy het aarde toe gekom en homself onderwerp aan alles wat ons onderworpe is. Selfs versoeking. Ons weet dat toe die duiwel Jesus versoek het hy elke keer hierdie versoeking teëgestaan, het elke keer oorwin, maar hy het geweet wat dit is om honger te wees, om moeg te wees. Ek is seker as jou voete seer geloop is, ek is seker Jesus moes hierdie goed ervaar het en geweet het en besef het. So alles wat ons as mens onderwerp is aan, was Jesus ook onderwerp aan. Hoekom? Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe het. Hierin lê die liefde. 'n abstrakte, moeilike gedagte om te verduidelik. Hoe lyk God se liefde? Baie konkreet. God het mens geword, onder ons kom woon en ons ken die verhaal, uiteindelik het hy ook in ons plek gesterf. Dis wat liefde is. Hierdie gedeelte sê dit baie duidelik. God het ons eerste lief gehad, voor ons hom lief gehad het hy ons lief gehad. Ons moet onthou as ons hierdie woorde so lees, dat God het jou lief gehad, hoe sê Paulus, toe ons nog vreemdelinge was, verwyderd van God was, ver van God afgeleef het, toe het hy ons al lief gehad. Toe ek God nie geken het nie, het hy my al lief gehad. Hoeveel keer 'n dag dink jy aan God? Een keer? Die hele dag? Dink jy een keer 'n week aan God? Daar's mense wat nooit aan God dink nie. Wat ver van God af leef, wat nie eers 'n verhouding met God het nie. Weet julle wat is die ding? God het hulle net so lief soos vir my en vir jou. Hy het die een wat hom voluit dien net so lief soos die een wat hom nooit gedien het nie. Dis die liefde van God. Hy het my lief al het ek hom nie geken nie. Hy het my lief toe ek vol sonde was en gebroken was. Toe het God my al lief gehad. Besef jy dat jy kan nooit soveel sonde hê dat God sy rug op jou draai nie. Hy is te lief vir jou. Jy kan nooit soveel skandes hê en soveel ellende hê dat God niks met jou te doen wil hê nie. Jy kan nooit so vuil wees dat God jou verwerp nie. Dit kan net nie. Toe ek op universiteit was, toe het 'n vriend van my met 'n meisie begin uitgaan, nou het nie lank uitgegaan nie. Julle weet mos net maar so maand of 2, dan begin daar nou goed in 'n verhouding nou uitkom wat jy nou nie voor die tyd geweet het nie. Nou ek gaan nou nie die eienskappe noem nie, want ek dink van die eienskappe het ons ook maar maar nou kom sit hy daar by my. Nou sê hy vir my, ja, hy het nou hierdie meisie gelos. Ek sê vir my, julle was nou so gelukkig, wat het nou gebeur? Ek meen, julle het alles saam gedoen. Nou begin hy. Hy sê, maar dit is fout en dat is fout en sy doen die en weet 'n klomp dinge. Ons praat ons van die red flags. Noem al daai goede so. En hy sê vir my, hy sê Johannes, ek kan net nie meer nie. Dit maak my op, man. Ek kan nie so aanhou nie. En daarin besef ons iets. Ons as mense het baie keer voorwaardes. Ons het vereistes. Mense moet baie keer reg wees, anders is ons nie happy nie. Hoe baie verwerp ons mense wat nie perfek is nie. By God is dit nie so nie. God het daai meisiekind lief, ongeag. Daar's niks wat daai meisie kan doen. Geen, al het sy al die rooi vlae wat jy aan kan dink, God is nog steeds net so lief vir haar, soos in ons wat dink ons het geen rooi vlae nie. Nee, dis wie God is. Sy liefde kan ons nie verklaar nie, kan ons nie verstaan nie, kan ons nie beperk nie. Dis wie God is. Sy liefde wat selfs my donkerste kan oorskry. Toe ek begin werk het in die bediening, daar in Dispatch gaan drink 'n koffie. Ek dink ek het dit dalk al voorheen genoem hierso. Gaan drink 'n koffie saam met een van my kollegas en hy sê vir my, Johannes, een ding wat jy in die bediening moet verstaan en in jou verhouding oor God moet verstaan, is dat jy jou beste
is nie goed genoeg nie. Sonder God, as jy dit op jou eie probeer doen, op jou eie mag, op jou eie krag, op jou eie staat maak, gaan selfs jou beste wat jy doen, nie goed genoeg wees vir God. Nou ons is goed genoeg vir God, omdat hy ons lief het. Daarom het hy sy seun gestuur en sy seun vir ons in die kruis gesterf. Dis wat my goed genoeg maak. Sonder hom is ek verlore. Maak nie saak, al gee ek my uiterste beste, sonder hom is ek verlore. Maar die ander kant is net so waar, en dis eintlik waaroor die evangelie boodskap gaan. As ek 'n kind is van die Here, is ek nooit so swak, so vol sonde, so gebroke, dat God sy rug op my sal draai nie. Dit kan nie. Dis wat die liefde van God is. Hy het my lief, ongeag. En ek dink ons moet dit verstaan, as ons redding wil verstaan, as ons wil verstaan wat dit is om in 'n verhouding met God te leef, is dit om daai onvoorwaardelike liefde te aanvaar. Maak nie saak hoe mooi ek is nie, maak nie saak hoe vuil ek is nie, waarmee ek besig is nie, God kan nie sy rug op my dra nie, sy liefde is te groot. Nou, terwyl ons praat oor God se onvoorwaardelike liefde, is dit baie belangrik dat ons iets anders ook van hierdie liefde moet verstaan, en dit is wat Johannes baie ophamer. Ek moet verstaan dat God my liefhet, en dat hy my altyd sal lief hê, en dat hy my in alle omstandighede liefhet, want God het my onvoorwaardelik lief. Maar saam met dit kom 'n vereiste, 'n verantwoordelikheid om lief te hê. En dis wat Jesus gesê het, nee, hieraan sal julle geken word, julle liefde vir mekaar. En dis wat Johannes hier kom sê in hierdie brief. Hy sê, as jy nou weer lees ook, Johannes maak hierdie argument en sê, as jy liefdeloos is, dan kon jy nie 'n ervaring gehad het van die liefdevolle God nie. As ek hierdie liefdevolle God ontmoet het, as hy in my lewe begin werk het, as hy my gedagtes in my hart begin verander het, dan is dit 'n oorvloedige liefde wat uit my uitvloei. Dit is soos 'n koppie wat in 'n piering staan. Ek sê hier, ek sê dit nou nie nou doen nie, want dit mors ek alles vir water. Maar as ek hierdie glas aanhou vol maak, wat gebeur later? Hy loop oor binne in die piering in. En dit is hoe God se liefde in ons lewens moet wees. Ons moet God se liefde so ervaar en so bewus wees en so lief wees vir God, dat dit outomaties oorvloei na almal om my. Oral waar ek gaan, moet mense iets van hierdie liefde beleef. En Johannes maak dit baie duidelik, ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie liefde aan ander mense te gaan toon. Het ek gevra aan die begin, wat sal gebeur met die skema as hierdie kanale opdroog? En dis amper dieselfde wat ek nou vir jou wil vra, wat sal gebeur in die wêreld, in die gemeente, in ons gemeenskappe, as God se liefde sou opdroog? As ons as kanale van hierdie liefde ophou lief hê, hoe sal die wêreld om ons lyk? Hoe sal mense om ons beïnvloed wees? Ons is geroep om hierdie liefde te laat vloei binne in die wêreld rondom ons. Die liefde in die gemeenskap, hier waar ons bymekaar kom, in die geloofsgemeenskap, in die kerk. Ons lewens is gebroke. Die wêreld buite is gebroke. Niemand hier binne in die kerk is perfek nie. En daar's niks perfek buite die kerk nie. So wat is die antwoord? Dis die liefde van God. En hoekom het ons hierdie verantwoordelikheid? Want as ons kyk na hierdie prentjie, ons sien die kruis met die hartjie om, eintlik moes ons nou 'n krib ook daar gehad het, want dis waaroor Kersfees gaan. God wat mens geword het, omdat hy ons so lief het, nog voor ons hom geken het, nog voor ons geweet het van hom, het hy mens geword vir ons, om vir ons te wys wie God is, wat dit is om 'n verhouding met hom te hê, wat dit is om in liefde met God te leef, wat dit is wanneer daai liefde uitsprei na die wêreld rondom ons. Om uiteindelik vir ons te wys hoe ver sy liefde gaan tot aan die kruis. As ek hierdie boodskap hoor,
as 'n Kersfees toelaat om Kersfees te wees, nie saam met hierdie materialisme en geskenke en daai goede gesleep te word nie, maar om Kersfees te wees, dan begin die liefde van God in my lewe invloei, deur my lewe, na ander om my. Mag julle hierdie Kersfees kanale van God se liefde wees. Mag julle hierdie Kersfees die liefde van God ervaar. Mag julle sy teenwoordigheid ervaar. Mag julle onthou dat hy jou onvoorwaardelik liefhet. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak wat nog eendag met jou gebeur nie. God het jou lief met alles in hom. En Sefanja sê, hy juig en jubel as hy aan jou dink. Mag dit vir julle ervaring wees hierdie Kerstyd. Ek gee so 'n minuut vir stil gebed. Ek wil vra dat jy net moet dink oor die liefde wat God vir jou het. Is jy bewus daarvan, dink jy daaroor, aanvaar jy, dit is 'n groot ding, aanvaar jy God se onvoorwaardelike liefde? En dan wil ek hê jy moet vir jouself vra, is jy 'n kanaal van hierdie liefde? Ons praat so 'n bietjie met die Here daaroor. Genadige, liefdevolle God. Ons dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Ons dankie dat ons hier by mekaar kan wees en bewus kan wees van u liefde vir ons. Ons is so bewus van ons tekortkominge, van ons gebrokenheid, van ons sondes. En die duiwel hou daarvan om ons te herinner aan hierdie dinge. Om dit voor ons te hou. Maar Here, u woord sê dat vir hulle wat in Christus is daar geen oordeel nie. En ons wat hier is, wat die kinders is, ons is bewus van ons gebrokenheid, maar ons is ook bewus van u liefde. Wil jy in hierdie Kerstyd, en veral die res van hierdie week, elkeen in die gemeente, hulle wat hier is, maar ook hulle wat nie hier is vanoggend nie, wil jy ons elkeen herinner hoe onvoorwaardelik en oorvloedig u liefde vir ons is. En terwyl ons daarvan bewus is, laat ons ook hierdie liefde aan die mense rondom ons toon.